Radio Eerste Rivier, onze stasie, onze talent, onze mense. WhatsApp ons by 064 536 9095. Talk to us, die ding ruk hier. Hey Mr. Brown, feeling down? Listen to the leading internet radio station in Cape Town. Verpletter plezier, luister naar Radio Eerste Rivier. Dis ons stasie, onze talent en julle bly lekker, onze mense. The Butcher's Market. Looking for incredible value? Explore our fantastic range of products here at TBM at Sandbury Square on the corners of Baden Powell Drive and Old 40 Road for your halal meats. February is Rare Disease Month. Everyone deserves equal opportunities and access to healthcare. But for those of us with a rare disease, we are more likely to face misdiagnosis, treatment inequality, and isolation. This Rare Disease Day lights up in solidarity with over 300 million people living with a rare condition. Visit rarediseases.co.za. Blank skyn die dagster helder vir my in die liefde van my Jesus, van al my sonde maak hy my vry in die liefde van my Jesus, vol lof en dankbaarheid kan ek sing, geestelik gebore koning se kind, sy erfgenaam my loflied weer klink, so gelukkig in my Jesus. Hy is my verlosser, ek is sy kind, in die liefde van my Jesus, deur sy genade aan hom gebind, in die liefde van my Jesus, vol lof en dankbaarheid kan ek sing, geestelik gebore koning se kind, sy erfgenaam my loflied weer klink, so gelukkig in my Jesus, vol lof en dankbaarheid kan ek sing, geestelik gebore koning se kind, sy erfgenaam my loflied weer klink, so gelukkig in my Jesus, vol lof en dankbaarheid kan ek sing, geestelik gebore koning se kind, sy erfgenaam my loflied weer klink, so gelukkig in my Jesus, vol lof en dankbaarheid kan ek sing, geestelik gebore koning se kind, sy erfgenaam my loflied weer klink, so gelukkig in my Jesus, so gelukkig in my Jesus, so gelukkig in my Jesus.
music. The biggest variety. On your number one radio station. Radio Easter. Radio Eerste Rivier, onze stasie, onze talent, onze mense. WhatsApp ons by 064 536 9095. Talk to us, die dang ruk hier. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Submissions are now open. For all types of South African music to be playlisted on Radio Eerste Rivier. The likes of Gospel, trap en hip-hop. Dan wat gaat hij maken? Wat? Protest met boms in die straat? Hoeveel zal dood aan die kaap? Hoeveel? Mijn enigste vraag is: wat zijn bereid? O, zit die genoeg hier als hij het die voelt? Wat zijn bereid? Dancehall en reggae tunes. Eerste Rivier. Kaapstad. Bliksemstraal represent voor de jagers. Dat kan ik aan maken. R&B en soul. I still smell you, I still smell you, yes I do. The best variety of music. On your favorite radio station. Radio Israel. By vanaand se weergawe van 'n studie in die woord hier saam met my Elmar Schreiner en ons is baie dankbaar vir elkeen wat vanaand ingeskakel is op die program. Wonderlike gesang wat ons sopas na geluister het deur Clemens Mans. Hy sing van vol lof en dankbaarheid kan ek sing. Ek is geestelik gebore en ek is 'n koningskind. Daardie gesang herinner my aan my ma. Dit was een van haar gunsteling liedere altyd gewees. En ek het altyd op die klavier gespeel en sal sy dit sing in die kerken. So dit bring herinneringe terug, maar dit is ook baie diep Bybelse waarhede in dit. Ons is vol lof en dankbaarheid vir alles wat God vir ons doen. So ja, ons het vanaand 'n baie spesiale gas in die ateljee. Sy naam is Dries Potgieter en hy is 'n verteenwoordiger van Gideons Internasionaal. Nou, almal wat in Suid-Afrika opgegroei het definitief al gehoor. Ek het self van dit gehoor. As jy ten minste graad 8 gehad het, sal jy onthou dat daar was 'n man gewees wat gekom het of 'n groep mans of 'n groep persone en hulle die Bybels kon versprei wat gewoonlik in rooi oorgetrek is. En dit het 'n indruk op my gelaat en tot op vandag toe het die Bybel nog steeds 'n groot invloed op my en ek glo baie ander mense. So dit is waaroor dit alles gaan. Dit gaan oor God se woord. So net as 'n inleiding wil ek lees Jesaja 55 en vers 11. So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. En ek dink dat Gideons as 'n maatskappy is 'n getuienis daarvan dat hierdie Bybelvers is die waarheid. God se woord is voorspoedig. Ja. Oral waarheen God dit stuur. So ons het vanaand vir Dries as 'n spesiale gas hier in die ateljee by Radio Eerste Rivier en ons het 'n paar vragies om hom te vra en dan sal hy ook vir ons net 'n getuienis deurgee en 'n woordjie van bemoediging uit God se woord. So Dries, baie welkom in die ateljee vanaand. Mag die Here jou seën en ons is dankbaar om jou in ons midde te hê. So Dries, net om te begin sodat die mense weet wie jy is. Vertel ons meer van jouself. Waar kom jy vandaan? Wat doen jy vir die koninkryk? Net so 'n bietjie wie is jy? Dankie, ek waardeer geweldig die geleentheid. Sjoe. Mense is humble. Precies. As mense hier kan wees om te kan sê, sjoe, weet die Here is groot. Yes. En so ek bedoel, mense hoef eintlik veel as meer as dit te kan sê nie, want dis 'n ou se lewe. As jy dit kan sê en getuig het van wie dan maak dit eintlik direk so goed vir nie saak nie. Maar ja, ek het groot geword in die Vrystaat. En ek is die jongste van 4 kinders. En ja, so daar ek sê altyd van wie daar's 3. Die nommer 3 is vir my baie belangrik. Want ek glo in God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Amen. En dan weet ek seker van ons dit siel, liggaam en 'n gees ook. Yes. Amen. So dis 3 goed. Weet ons moet dit maar hê om mense te kan wees. Ja. Ja, en dan saam het ek nog 3 susters. So ek is die jongste, maar ek het 3 susters nog ouer as ek en ja, so en dan saam met dit net so 'n bietjie ek sal net 'n bietjie oor dit uitbrei. My naam is Dries, maar ek weet die Here het 'n doel gehad toe my ma my dit moes doop. Om my Dries te noem, want dis my 3ste lewe wat ek leef. Ek was 2 keer dood.
Presies. Ek was 2 keer dood. Yep, exactly. So dis my derde kans wat die Here vir my gee om te leef. So ek leef my naam Dries. Dis my Dries de lewe. Weet van so uit om te kan sê van die Here gee nie vir almal daai kans nie. So en ek moes dit aangryp en ek gryp dit aan, verseker, dag vir dag. Wonderlik. So vertel eens 'n bietjie meer wat jy bedoel met jy was 2 keer dood. Dis reg, ek kan enigtyd van 'n gesonde lewe gelei, nie regtig probleme nie as enige ander mens, maar ook weet uitdagings en goed en so. Presies. En ek het gaan kuier by my sussie in Natal en die donderdag nag, Vrydagoggend het ek die waarskuwing gekry van die Here af. 3 keer het ek dieselfde droom gedroom daai nag. Wat vir my baie snaaks en vreemd was en ek nie regtig eers besef het nie, maar kortom ek droom, ek is in 'n klein vertrekkie. En die Here sê vir my jou lewe is 'n gevaar. En ek kan nie verstaan hoekom, maar daar's niemand wat my jaag nie, as niemand wat my skiet nie, as niemand wat iets wreeds aan my kan doen wat ek agterkom staan nie. Hy sê vir kom net hier uit. En dan loop ek so 'n paar tree vorentoe en as ek vorentoe gaan en ek maak nou hierdie deure oop, dan kry ek hierdie prentjie van soos mense nou baie keer al kry van die hemel. Dis hierdie watervalle en hierdie blomme en hierdie gras en al die russigheid en dan word ek wakker. En ek nee, jenetjie, ek weet nie en ek gaan badkamer en terugklim in die bed en ek slaap verder. Ek droom presies dieselfde ding. 3 keer na mekaar. Jo, nou wonder mense volgende oggend hier wakker word regtig. Here, wat wil jy vir my sê? Wat is die plan? Hoekom wat is die hele betekenis van hierdie drome? En op die einde is dit van dat ek rustigheid daaroor kry. En daai volgende ander Saterdagoggend, 3 uur toe kry ek my eerste hartaanval. 7:30 toe kry ek die volgende een en 10 uur toe kry ek die volgende een. Maar ten spyte daarvan was ek gesond. Ek het nie eens agtergekom ek kry hartaanval nie. Ek het so rilling net half bietjie gekry. En dis verby. En ek het myself gewonder nou, wat was dit? Want ek het nie dit in gedagte gehad. Presies. Met wat die Here vir my gesê het van wie is die gevaar dat dit nou en op die einde toe nou weet by ongesê my sussie ook nee die derde keer jy so bleek so laken ons moet jou iewers uitkry. By die dokter uitkry en by die dokter uitgekry en ongevalle weet en toetse gedoen en dadelik en agterkom ek moes 3 hartaanvalle gehad het. En maar genadig was baie lig. Dit was glad nie erge, maar hulle moet nou maar my opneem en kyk wat is die oorsaak en die probleme hoekom en hulle kon geen fout kry nie. So dit was vir my 'n ervaring, eerste keer in 'n ambulans, eerste keer weet in ICU, al sulke goed van, maar ook die Here gebruik dit ook toe nou. Want so kan ek sommer met die ambulansmanne praat. So kan ek sommer in die hospitaal ook van weet met die verpleegpersoneel betuiging gepraat het van en hulle hou my onder observasie en sê maar ek kan geen fout kry, maar ek gaan nog steeds die volgende maandagooggend my oopmaak. Hulle kry een aartjie aan die kant wat baie klein is, wat lyk of hy gedraai is. Hy is nie verdik nie, hy is nie vernou nie. Hy is net iets wat dalk iets kon soos dit veroorsaak het. Sê vir man is 'n mangeloperasie is 2,5-3 ure operasie. Gewoonlik 'n hartoperasie 'n hele paar ure. Hierdie is vinnig. Hulle doen dit maandag, donderdag kan ek terugvlieg Kaap toe. Ja, dit klink mos nou 'n goeie plan. Ja. Operasie het baie goed afgeloop, maar in die herstelkamer het my hart heeltemal gaan staan. Heeltemal. Dat hulle vir my weer moes terugjaag, teater toe oopmaak en sjok en massage en alles doen wat hulle moontlik kon doen. En my hart het bygekom en die volgende dag in die ICU toe ek nou terug is nie kan, het dit weer gebeur. En ja, so toe hulle my nou vir 'n hele paar omtrent 'n week amper gesedeer maar om te kyk wat weer gaan gebeur en dit het nou nie weer gebeur nie. So ja, so dit was 'n ervaring wat ek so ek sê dan weet nie gou weer oor hê nie, maar nog steeds net besef dat ek is so genadig. Die Here het my gewaarsku. So baie ander mense word nie gewaarsku nie. Presies. So baie ander mense kry nie 'n tweede of 'n derde kans. Presies. En ja.
So wonderlik. Ja, dis 'n wonderlike getuienis en dis waar wat jy sê. Is nie almal wat hy waarskuwing kry nie. As ons kyk in die Bybel self, dan kan dit sien dat God het in drome gepraat. God het gepraat met Abraham in 'n droom, hy het gepraat met Jakob, met Josef en so gaan die lysie aan. So God praat definitief in drome. En ons moet ag slaan wanneer God spreek, want die Here speel nie met woorde rond nie. Hy bedoel definitief wat hy sê. Wonderlike getuienis. So ons kan sien dat ja, definitief die Here het vir jou 'n derde kans gegee. Verseker, definitief. Ja. Dankbaar daaroor. Ons is baie dankbaar. So Dries, vertel ons meer van Gideons. Sommige mense het dalk al vergeet van dit. Ander mense onthou dit nog baie sterk. Dus ek kan dit onthou so duidelik soos nog gister. Alhoewel dit was jare gelede. Maar vertel ons meer van die agtergrond van die organisasie en wat dit is wat julle doen en wat is jou rol daarin? Dis reg. Ja, ons is ewig dankbaar. Die Gideons bestaan so 125 jaar al wêreldwyd. So 75 jaar in Suid-Afrika. En ja, die meeste mense ken die Gideons, dalk maar as jy genoem het of het van die Bybeltjie ontvang by die skool. Maar daar's 44 verskillende aksies waar ons werk. Waar ons Bybels plaas. Jy weet so en dit sluit dan nou in enige plek waar mense beweeg. Presies. Jy weet so van dokterspreekkamer, van weet 'n plek van veiligheid, lugmagbasis, 'n hospitaal, gevangenis, 'n polisiesel, skole, hotelkamers, gastehuise. Daar is ek sê oral servet 'n geleentheid om die woord van die Here te plaas. Presies, definitief. So en dit is dan ja, ons groot doel is om maar nie Bybelplasers net te wees nie. Presies. Maar woord te verkondig. Presies. 'n 1-tot-1 gesprek met mense te kan hê. Presies. En te kan vertel hoe lief die Here jou het. Presies. Ja, ongelukkig is dit by party plekke weet, so praat sommer dalk van 'n knock en 'n drop by die skole. Jy kan nie met elke kind individueel praat nie. Presies. So maar weet by die ander ek altyd maak spot en sê is 'n captive audience. As jy by 'n hospitaal besoek gaan doen, want die persone lê daar op die bed. Hulle kan nie weghardloop nie. Presies. Ekskuus. Selfde by die gevangenis, by die polisieselle. Geen ontsnapping. Nee, broer, hulle moet nou aan my gesanik luister, weet van weet om net te kan sê, weet jy wat? Die Here is vir jou lief ongeag. Presies. Ek stem baie saam. Ja, en een van die tyd die Here kry mens beet. As sommige mense in ongelukkige op hospitaal bed in 'n gevangenissel, maar 'n mens kan nie vir ewig weghardloop nie. Nee. En daar kom 'n dag wat ons almal voor die Here ook moet staan en ons moet verantwoording doen vir ons lewens. So eenings verseker, hulle sê in Engels you can run but you can't hide. So ek dink dit's definitief as dit by God kom, jy kan soveel keer wegkom maar die Here het 'n manier. Iewers gaan hy vir jou kom haal, want hy soek jou. Hy wil jou hê. Hy wil hê jy moet deel wees van sy koninkryk vir ewig, weet so. Hy gee jou daai geleentheid. Presies. En ja, so dis so die Gideons, so ek sê, ons beweeg rond. Ons het ek sê in Suid-Afrika 4 streke maar van weet en hierdie deel van ons is streek 1 waaraan ek dan nou betrokke is. Dit strek dan van Springbok, ander kant Springbok af reg deur tot en met bo Oos-London verby. Presies. Dit sluit nou al die dele tussenin saam met dit in. So ja, is 'n groot gebied. Baie groot gebied. Maar weet die werk van die Here weet hou nooit op nie. So ons is ewig dankbaar altyd vir geleentheid. Definitief. Ja, en soos jy sê, dit gaan nie net oor om 'n Bybel te plaas nie, maar dit gaan oor om die woord self te verkondig. En ek dink dit is iets baie belangrik want dit was die laaste opdrag van Jesus. Hy het gesê gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. Presies. Doop hulle in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles onderhou wat ek julle beveel het. So dis die groot opdrag van Jesus en daai opdrag glo ek dit is geldig tot Jesus weer kom. Verseker. Jesus het ook gesê, ek dink is Matteus 24 vers 13, en hierdie evangelie van die koninkryk sal in al die nasies verkondig word as 'n getuienis en dan sal die einde kom. Dan sal dit eers gebeur. So nee, en dan begin vinnig dit aan ek sê altyd jong, in my Bybel staan daar gaan en maak disippels. Nie sit nie. Nie sit nie. Ja, ons moet bid. Ons moet die grond voorberei. Ons moet, maar iewerster moet jy by daai punt kom en gaan sê gaan. En gaan doen. Al praat jy met een mens in jou lewe. Presies. Het jy 'n verskil gemaak. Presies. Nee, definitief. Ons almal kan nie evangeliste dalk wees. Ons almal kan nie
woordverkondigers voltyds wees of wat die geval is, maar jy kan 'n verskil maak in een persoon se lewe. Presies, nee definitief. En ek glo ons almal word geroep as Christene om getuienis van Jesus te wees. Nee. So al is dit nou nie 'n amptelike pastoor of 'n Verseker, dominee nee. of 'n evangelissie, maar ons moet definitief getuig van Jesus. Ek sê presies, almal het 'n storie. Almal het 'n storie. Almal het 'n storie. Presies. En my storie hoef nie meer indrukwekkend, gewelddadiger, indrukwekkend, wat ook al te wees as jou storie nie. Yep. Voor die Here maak, dink ek, daai goed nie saak nie. Ja, presies. Hy soek vir jou, hy soek jou storie. Presies. Weet want daar is iewers in die wêreld mense wat aanklank gaan kry by jou storie. Presies, nee definitief. En dis hoekom jy nie stil bly nie. Dis hoekom jy dit gaan vertel en getuig. En gaan sê, weet jy wat, die Here is vir my so goed. Amen. Dag vir dag, op elke moontlike vlak, maak nie saak hoe gering jy dit is nie. Presies. Mense lag baie keer ook dit as ek wil sê, weet man, as ek gou ry, sê nou maar, na 'n winkel toe, nou vra ek, Here, gee vir my parkering voor die winkel as dit kan, want my tyd is beperk. Presies. Dan sê jy kan die Here dit vra, nie kan voorskrifklik wees ek doen, sorry dan, maar weet van, maar ja, weet wat mense kan sê, dankie Here dat, en dan doen hy dit. Yep, dan sorg hy vir dit, klein dingetjies. Presies, nee definitief. Terwyl jy nou dit sê, dink ek terug, my ma het groot invloed gehad op my hele Christenwording, en sy het altyd in ons huis in die badkamer, het sy iets gehang wat sê, moenie net daar sit nie, doen iets. Daar sê, wonderlik nee. En dit het nog by my gebly al die jare, en dis kom ek het ook geglo daarin, dat ek kan nie net stil sit nie. Na ek besef wat die Here vir my gedoen het, ek kan nie my mond hou nie. Nee. Ek moet iemand vertel, al is dit een mens. En dit is hoe ek in my vroeë jare, toe ek evangelie van versprei, ek het one-on-ones, ek het sommer net gestap in 'n parkie verby, ek sal iemand sien, ek sal sê, kan ek net 'n oomblik van jou tyd hê? Precies. En dan sal ek net vir iemand 'n Bybelversie gee, en net vir iemand vertel, die Here is lief vir jou. 'n Klein saadjie soos daai, maar daai saadjies gesaai. En ek onthou, jare gelede stap ek en ek stap in 'n parkie en iemand is besig om die okkepyp te sin rook. En ek het nou met die Bybel gestap en ek sê, kan ek net 'n minuut van jou tyd hê? En ek dink dit so 3 maande later, ek kan met die tyd verkeerd is, dieselfde ou kom stap toe verby ons huis eendag en hy sê vir my, ek wil net vir jou dankie sê vir daai dag wat jy vir my vertel het van die Here. Ek het my hart vir die Here gegee en ek dien nou God. En daai getuienis het by my gebly. Net ek het net die vrymoedigheid gevat om iemand te vertel van die Here. Ek het net 'n Bybelversie vir hom aangehaal en dit het gebly by hom. So dis so die waarheid gesê van daai van mense hoef nooit te dink oor jy hoef 'n teologiese agtergrond te hê met al die wêreldse Bybelkennis. Dis wonderlik om dit te kan hê. Maar net soos ek sê van net bemoedigings jy nog sê. Net iewers want ons kan niemand oortuig nie. Ja, presies. Ons kan ons net gaan vertel. Ons kan net die saad saai. Ons kan net uitgaan en die ding gaan doen. Gaan. Weer eens, gaan net gaan doen hy ding weet so. Jy het net nog gepraat, ekskuus, weet van jou ma met die gesang wat jy altyd gedink het, dink ek eintlik jy het ons op die plaas groot geword. So my pa het altyd geglo jonk Sondag, dan moet ons so vroeg al ry van die plaas af, want daar kan 'n papwiel gebeur, daar kan moeilikheid kom in die kar, wat die geval mag wees. So maar op pad kerk toe het ons gesing die hele pad. Wonderlik. Weet van gesange en psalms soos dit nog daai tyd ook maar was, weet van al die pad. En dan is ons 'n 40, 50 minute amper voor die kerk begin op die dorp, want daar gebeur nie iets nie, maar dan sing ons maar verder van weet, want sê, ag, dit my nou dit ding sê, en daai goed wat mens mis, né? Ja, nee, definitief. Daai goed wat mens deurdra. Presies, ja. Ja, en die gesang in homself, daar was soveel krag ook. Ek meen, die hele boek van Psalms is basies die boek van gesange. Ons baie mense gebruik op om te lees, dit is 'n Bybelboek, maar dis eintlik 'n boek van gesange in die Bybel. En daar's diep woorde. Mooi beruimings van dit en mooi liedjies van dit gemaak en geskryf al so wat soveel betekenis al vir mense gehad het dat mens nee, bewonder mense wat so 'n psalm met kan vat. En 'n liedjie van dit maak. Precies. Met die bewoording gebruik weet wat is en net van en die Here loof en prys. Presies, ja. Dis 'n geleentheid soos min. Okay, en gepraat van gesange en Bybelverse, daar's natuurlik baie Bybelverse wat jy ken en oor die jare gelees het. Maar wat een sal jy sê jou gunsteling? Ek het heelwat 'n paar, maar watter een is die enetjie wat altyd baie oppop by jou of wat jou deurdra in 'n donker oomblik of wat jou inspireer? Ja, dis soos jy sê weet
daar hang af van wat se omstandighede. Ek is bevoorreg, soos ons kom nou baie keer by skool uit. Ja. En daar hou ek van weet of selfs weet by die kerk ook baie keer van praat ons sê weet Filippense 4:4. Presies. Wees altyd bly. Presies. Ek herhaal. Want as nêrens nog in die Bybel wat daar staan, ek herhaal nie. Presies. So belangrik is dit dat ek en jy altyd moet bly wees. Presies. En dan praat ek nie van vers 5 en 6 wat verder weet aangaan nie, maar ek vashaak by want hoekom ek nou vandaan altyd hou by die skool man want omdat ek nou die onderwys agtergrond uit kom en dit kom te mimiek. Die kinders te wys of weet van weet weet Filippense jy moet 'n pen sê. Jy weet van weet van 'n donkie weet of 'n perk weet 'n kleintjie noem jy 'n filletjie. Presies. Jy weet so is maklik Filippense. Jy weet en dan ook dis sê man weet jy ons almal beweeg rond of jy met 'n kar, 'n bus, taxi, wat ook al ry, 4 wiele. Ja. So hy vat jou iewers heen met hy 4 wiele. En jy het weer 4 wiele nodig om terug by die huis te kom. So dis baie maklik. Filippense 4:4. Wonderlik. En dan onthou die mense dit, onthou die kinders weet van weet ek sê van ja, dis ag, dis okay, dis wat altyd sommer op my opkom ek dink, "Joe, weet Here, wees altyd bly." Presies. Maak saak goed en nou, Eksodus 14:14 wat sê, "Wees stil." Presies. Want ek veg vir jou. Wees stil. Presies. Ja, weet van en dan ek sal 'n bietjie later ook maar wat weet Galasiërs 6:9 weet wat ook sê van weet maar moenie moeg word nie. Ja, moenie moeg word. Ja, weet hou aan om goed te doen. Die bestemde tyd gaan jou oes daar wees. Wonderlik, ja. Weet so ja, maar so ek sê dit hang maar af van die omstandighede, maar dis as ek so vinnig moet sê, kan hierdie sommer vinniges wees wat ek altyd maar nee, ek hou van jou manier van beskrywing. Ek dink enige mens kan dit verstaan. Dit is baie eenvoudig. Prakties en eenvoudig want ek dink dis hoe Jesus ook in die Bybel gepraat het. Die Bybel praat dat die gewone mense, hulle het maklik na hom geluister. Want Jesus het nie die diep woorde of teologiese terme gebruik nie. Hy het na die gewone ou toe gegaan en met die gewone taal gepraat. En so die mense makliker aanvaar en gaan geluister vir dit. Nee, dis ek maar sê, dis mense en dan lag die mense maar daar sê dit kan nou simpel maniere wat wees maar ja, jy weet van dat jy eenvoudig weet van om te kan sê maar weet jy wat, want dis so en die ouens het soos jy nou sê is nou van teologies, die manne wat nou weet en eksegese nou gaan doen het weet sê as jy nou die stuk gaan ontleed, die hele Filippense 4, dan kom die woord bly weet in die ou Hebreëse vertaling toe half van 16 keer voor. En hoe kry jy 16? Van 4x4. 4x4, ja. Presies. So daar's baie dieper goed eintlik as jy nog gaan delf en gaan soek en gaan weet met dit in passie maak het van maar as ek al sê man, hou dit maklik eenvoudig. Presies, ja. Want jy kan uit dit uit weet soveel goed maak. Presies, nee, definitief. Dat mense dit kan verstaan as jy sê van weet maar, dan kan dit sê dan kan jy teologies verder gaan dit nou vir as iemand nou wil dit gaan ontleed en al daai goed doen maar hou dit prakties maklik want dis wat jy sê hoe die Here was. Definitief. En dan Dries, kan jy vir ons vertel hoe kan mense meer betrokke raak by Gideons met die verspreiding van Bybels op? Okay, en nie almal het altyd daai vermoedigheid om met mense te praat of om 'n Bybel te versprei nie, maar daar's natuurlik ander maniere hoe 'n mens kan ook bydra of help. Kan jy net 'n bietjie uitbrei hoe kan mense in ons gemeenskap betrokke raak by Gideons om die doel van Gideons te bereik en dis natuurlik om die Here se woord te versprei. Verseker, dankbaar. Ja, soos ons net maar gesê het net laat so ek is die ministry ambassador, wie dan nou vir hierdie streek. Ag, dis nou 'n vreeslike naam te maar sommer net ek is maar die veldwerker. Ja. Wees sommer ek hou nie van die titel nie. Ek is 'n klein gewone mens, normaal. Die Here gee my die genade om te gaan en te gaan vertel en te getuig en te doen. So ek net gesê het ons het hierdie 44 areas waar ons werk en so aan. Maar ons so community commitment. Presies. As ek sommer Engels kan gebruik, om dit te kan sê want weet jy wat, ons as ek by 'n plek kom, maak saak gemeente waar ek moet praat of by 'n selgroep of by 'n skool of by enige groep want ek sê weet jy wat, ons kan vra nie geld nie. Die Here voorsien. Die Here voorsien, ja. Ja, ons het befondsing nodig om hier Bybels aan te koop. Precies. Om weet die goed te kan doen. Weet dit kos geld, ons weet dit. Maar die Here bly voorsien altyd. Presies. So ek kom vra nie geld nie. Die Here spreek in iemand se hart om 'n bydrae te maak. Presies. En hy maak 'n bydrae. Ek sê sy maak 'n bydrae, die gemeente maak 'n bydrae, die instansie maak 'n bydrae, weet so ja. So ek vra knie en hande. Presies. Knie want dat ons kan bly bid. Bly bid, ja. Die Gideons is nie beter as die
sopkombuis wat Tannie San hanteer op die hoek van die straat nie. Presies. Die voordeel wat ons het die Bybel. Presies. Ons het jy gesê dan het hierdie wapen, hierdie toerusting. Presies. Weet in ons toolbox Ja. wat ons kan gebruik. Wat 'n ander instansie dalk nou net nie het nie. Maar Tannie San wat haar sopkombuis sit, sien elke dag mense. Praat elke dag met mense. Precies. Weet so wat kan impak maak. Sy vertel die woord, maar nou as ons kan begin hande vat, Ja. kan sy die deel word. Precies. En Bybels kan uitgegee word ook daar. Presies. Met mense weet wat verder gaan met die woord weet van so ja, so dis moet ek sê so knie, ons moet bly bid. Ja. Die woord van die Here moet uitgaan. In vandag se dae, ons weet dit, sien ons net al hoe meer. Ons weet dit dat daar word vir ons voorspel dat daar's meer soveel jare voor die Bybel meer geprint gaan word nie. Presies. Maar wat dan? Jy kan jou vir my wel sê jy het die Bybel op jou selfoon. Dis ook goed, maar wat as ons load shedding het in die land, soos ons 'n paar dae terug gehad het, of seker goed, dan is dit uitdagings. Jou foon is nie gecharge nie. So jy, waar moet daai Bybel wees in jou hart? In jou hart. Deel wees van jou hart. Definitief. So, soos nou gesê, al is dit, ek altyd, so by die skole kom, kyk, maar ek is dan sommer stout ook weet, en dan partykeer weet, want kyk, ons respekteer elke kultuur, elke geloof, elke taal. Maar tog as ek 'n geleentheid kan kry om om vir jou 'n Bybeltjie in die hand te gee, maak saak wie jy is of wat jy is, en gaan ek kom vat. Ja, nee, definitief. Dan gaan ek jou nie dwing nie. Ja. Ek gaan nie forceer nie, maar weet as ek 'n kans kry om iets te kan deel oor die Here, dan gaan ek dit doen. Presies. So en dan is my boodskap altyd vir die kinders om te kyk, want hierdie klein testamentjie Bybeltjie wat ons nou uitgee, het net Nuwe Testament, Psalms en Spreuke. Presies. En dan sê ek altyd vir die kinders, wat, daar is geen beter leermeester as Spreuke nie. Presies. Vir jong mense, maar so ook vir enige ander mense ook, wat tot geloof kom. En daar's 31 hoofstukke, een vir elke dag van die maand. Ja. Maar ek vra jou nie eers om die hele hoofstuk te lees vandag nie. As jy 2 verse lees. Presies. Hoekom 2? Vir jou linkervoet, vir jou regtervoet. Presies. Sodat jy stewig kan staan op die woord van die Here. Presies. Sodat as daar aanslag kom, en daar sal aanslag kom, want die duiwel sal wil kom, Ja. en jou wil kom platslaan, Ja. dan staan jy op sy woord elke dag. Presies. En dis ek ons bly bid. Ja. Dat ons dit kan in ons gemeenskappe oral se kan indra en kan vat. Maar dan ook, as ek nou sê, om die hande te kan hê. Presies. Om die woord te kan verkondig. Precies. Om die woord te gaan sprei. Want daar's oral se altyd familie, persone, kollegas wat jy ken, wat ek nie ken. Ja, presies. Met wie jy in aanraking kom, wat ek nooit sal in aanraking kom nie. So, maar as ons saam hande vat, Ja. as ons saam die ding kan doen, jy bly jou sopkombuis. Yes. Ek vat nie jou werk oor by die sopkombuis nie. Ja. Maar ons is nie meer silo's wat apart werk, oral los van mekaar nie. Ja. Ons bou brûe. Precies. Ons is daar, ons vat hande. Ons ondersteun mekaar. Precies. Ons help mekaar. Precies. Ons weet en hoor waar is die behoefte. Waar is die nood? Laat ons kan saam. Ja, ons kan nie, ons is nie 'n fondsinsamelingsorganisasie nie. Ons kan nie weet aan daai behoeftes voldoen nie, maar as ek altyd weet die beste persent is ewige brood is hierdie. Presies, dis die woord. Om vir iemand te kan gee, om te kan sê, weet jy vat hierdie woord saam, hierdie brood van die lewe saam, dag vir dag. Precies. So, ja, so mense, weet, ons het reg oor Suid-Afrika nodig. Maak nie saak waar jy bly, waar jy nie beweeg nie, weet, op die oggend op die bus ry. Jy kan met iemand praat op die bus. Precies. Of jy by die iewers staan langs die pad. Jy kan met iemand praat langs die pad. Precies. Of jy by die werk is en jy hoef nie altyd, soos ek sê, te doop en te kweep nie. Jy hoef net baie keer, want baie keer is ek en jy die enigste Bybel wat mense lees. Presies, ek stem baie En saam. dis so opgewonde aan een kant, maar aan die ander kant ook. Ja. Besef ons net wat 'n groot verantwoordelikheid. Precies. Want hoe kyk hulle na ons? Presies. En om te kan want so te kan leef sê Here, dat hulle eers vir U sien. Dat hulle Jesus eers sien in my, nie vir my nie. Dat hulle my glad nie, dat ek verdwyn heeltemal. Weet jy, maar dat hulle vir Jesus raak sien. Presies. In hierdie omstandighede. En ja, so ek sê so, dis hoekom ons het die ouens kan as gemeente, argumente van Dawid, iemand van weet, kan as 'n vriend aansluit ook. Okay.
Dit beteken, hulle kan hulle eie Bybeltjies bestel. Okay. En hulle kan dit self gaan versprei waar hulle wil, hoe hulle wil. Afrikaans en Engels teen R30 stuk. So, of jy word net 'n gewone vriend wat vir ons bid. Precies. Wat bly intree. Precies. Jy ontvang een keer 'n kwartaal 'n nuusbrief of meer geredeliker sou jy wou, hang of jou behoefte is, dat jy kan ingelig bly. Precies. Of jy word 'n finansiële bydraer wat 'n bydrae maak, so ek sê R30 koop so 'n testamentjie wat dit in iemand se hand sit. En jy weet baie keer so 'n Bybeltjie word deur maklik 7-8 mense gelees. Precies. So jy kan nie dink want 'n brood is al R30. Ja. 'n 2 liter Coke weet van of jy kan is al R30 dan van so en jy eet dit, jy drink dit en is verby. Ja. Maar hierdie les jou dors vir altyd. Hierdie is iets van so so jy kan 'n vriend word. Ja. Weet van ek sê dis die een been. Of aan die ander kant kan jy 'n deel van die Gideon self ook word, 'n lid. Precies. Weet so om te kom sê, weet jy wat, ek gaan saam, ek staan op. Precies. Ek gaan Sondag saam polisieselle toe. Precies. Ek gaan skole help doen. Precies. Ek gaan by jou ouerhuis uitkom. Ek gaan by die gevangenes help. Ek gaan hoe ook al dan weet hom. Yep. En al hierdie goed weer eens onthou almal is vrywilligers. So niemand word betaal nie en niemand word gedwing nie. Precies. So en niemand kan vir jou ook dan sê hoorie, jy moet elke week by die gevangenis uitkom nie. Jy moet soos die Here jou die gawes gee, so hak jy in. Precies. By die bedienings wat reeds bestaan. Precies. En ons gaan verkondig die woord van die Here op plekke oral soos ek net gesê 44 weet so so dis wonderlik. So ek sê die gebede, dis die belangrikste. Dis die om mee te begin, die hande. Ja. Jy weet verseker ook iets van weet. So ek sê die as die hande in die gebede is, dan volg die rande. Dit is maar net so. Baie mooi gesê, maar dis waar. Dis waar. Want die gebede is daar, want die hande is daar, want en die Here seën dit. Weet van nie omdat ek dit doen, nie omdat jy dit doen of wie dit ook al dit mee besig is nie. Die Here seën die Dit wat daar gebeur, van weet so en praat die mense se harte, so ek sê van en gee 'n opdrag en sê maak 'n bydrae, gee iets weet van weet. En so ek sê dit hoef nie altyd net ook geld te wees nie. Jy kom maak jou bydrae met deel te wees. Precies. Die werkslaas minder te maak. Precies. Ons het maar net 'n tekort totaal en altyd maar aan arbeidsmark. Weet om te kan, weet en dis hoe ek sê, dis waar ons staan en sê community commitment. Precies. As ons dit kan kry, 100%. dan kan ons 'n bende storm loop. Nou, definitief. Ja, definitief, verseker, so. So ja, daar het julle dit gehoor vir mense wat gewonder het hoe hulle kan deel raak en hoe kan hulle bydra of help met die verspreiding van die Bybel en ja, dit is 'n mondvol gewees, maar Dries het vir ons baie dinge nou gesê en sommige kere lees mense nie die Bybel nie, soos hy sê, hulle lees vir ons. Paulus sê julle is geskrewe sendbriewe, gelees deur alle mense. En is baie waar Dries, daai kook en brood is nou verby of wat jy ook al koop. Maar God se woord is ewig en die Bybel sê mense sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit God se mond kom. Verseker nie, So, ek sê, dis ons is dankbaar vir daai geleentheid dan. Definitief. So ons gaan nou 'n kort breek vat. Ons gaan weer luister na Clemens Mans wat vir ons gaan sing vol lof en dankbaarheid. Bly ingeskakel, nooi nog mense en sê vir hulle kan luister deur TikTok, Radio Eerste Rivier profiel of op ons Facebook bladsy of jy kan net inskakel op www.radioeesterrivier.co.za. God seën julle, bly ingeskakel. Ons is kort liks terug. Dankie. Is jy 'n besigheidseienaar, boer, werkgewer of bestuurder? CSA help jou met jou arbeidsreg en regsnakomingsbehoeftes. Laat ons jou UIF, OHS, BEE, papienakoming en arbeidsreg hanteer, sodat jy kan fokus op die bestuur van jou besigheid met gemoedsrus. Besoek ons by csa.co.za. Dit is SEESA.co.za. Sedert 1998. CSA, jou besigheid uitgesonderd. Blank skyn die dagster helder vir my in die liefde van my Jesus, van al my sonde maak hy my vry in
weer klink, so gelukkig in my Jesus. Hy is my verlosser, ek is sy kind, in die liefde van my Jesus, deur sy genade aan hom gebind, in die liefde van my Jesus, vol lof en dankbaarheid kan ek sing, geestelik gebore koningse kind, sy erfgenaam my loflied weer klink, so gelukkig in my Jesus, vol lof en dankbaarheid kan ek sing, geestelik gebore koningse kind, sy erfgenaam my loflied weer klink, so gelukkig in my Jesus, vol lof en dankbaarheid kan ek sing, geestelik gebore koningse kind, sy erfgenaam my loflied weer klink, so gelukkig in my Jesus, vol lof en dankbaarheid kan ek sing, geestelik gebore koningse kind, sy erfgenaam my loflied weer klink, so gelukkig in my Jesus, so gelukkig in my Jesus, so gelukkig in my Jesus. The biggest variety on your #1 radio station. Radio Eastern. Welkom terug by vanaand se uitsending van die Studie Nie Woord met my Elma Schreiner. En ons is so dankbaar vir die Here vir alle goeie dinge wat hy vir ons doen. En ons mond loop oor. Jesus het gesê waarvan die hart vol is, loop die mond oor. So ons staan vas op dit. So ons gaan nou direk oorgee net vir Dries waarvan sy hart vol is, gaan sy mond nou oorloop. En Dries gee dit vir ons 'n woord van bemoediging wat ons so nodig het. Dankie al. Ja, so ek sê mens, waar begin mens om dankie te sê vir die Here? Presies. Dus ek net ons almal het 'n storie en ons almal het nou 'n bietjie al vertel ook al weet oor my ervaring van weet en dis ook net ek is al jare al deel van die Gideons, maar toe na hierdie ervaring het ek net besef die Here roep my om te kan sê presies. Voltyds. Presies. Dis die ding wat jy moet gaan doen, weet, gaan vertel en gaan getuig. Ja, so ek sê weet ek is bevoorreg want ek sê van Appington, Springbok, die hele daai deel af reg rondom tot Oos-London. Ons het mooi deel in die land. Geweldig. En ek ontmoet die interessantste mense. Ek ontmoet vernaamde mense. Maar ek ontmoet ook normale mense. Presies. En nou, dan sê my kinders, pa, jy's bevoorreg, dan sê ek my kind, die Here stuur daai mense op my pad. Presies. Ek gaan soek nie so en so op nie. Presies. Ek is iewers by 'n plek, ek weet nie eens daai persoon aanbid maar by daai gemeente of wat nie. Ek praat net die oggend daar en hier's hierdie persoon en ek kom agterna en sê weet jy wat, dit of so weet en wow, dis hierdie bekende figuur, hoe ook al wat van ek is maar net 'n normale mens. Ek is maar net 'n vesel in die Here se hand weet en wat net kan sê dankie. Ja, so ek sê regtig want ja, sommer net so iets verder ook bietjie net terug te sê dat jong, ek was nog altyd betrokke maar by verskillende organisasies en instansies van na skool af, universiteit, weet hoe ook al weet en ek was baie bevoorreg dat ek en 4 dames begin, daar het ons toe in welkom en ons begin die Goudveld gebedsnetwerk.
En die Here lê dit op ons hart, weet van ons begin hierdie gemeentes mekaar kry. Maar ek praat nou van hier 96, 97, 98, daai jare van 'n paar jare terug het van. En op die einde bewerk die Here dit so dat ons soos 65 verskillende gemeentes aan boord kry. Om te kan hande vat, om te kan bid, want mense het altyd ding om te kan sê weet oor welkom, dit is 'n tap met myn dorp en goed en wat ook al, hoe ook al, weet, niks goed kan daar gebeur nie. En die Here kom draai daar om. En die Here laat goed gebeur van weet en nou met dit in gedagte, nou gaan doen ons staproete, walvisroete ook en 1 September het net so 'n bietjie oopgemaak die roete om te gaan stap, maar dit is verskriklik warm. Dis 'n hittegolf 1 September. En die eerste dag wat jy begin stap, jy sommer berg uit. Maar ek stoei met die Here. Letterlik, want ek stap regtig hierdie berg en sê goed te vra, Here, waartoe is my lewe op pad? Weet hoe vorentoe, dan weet hom. Ek is nou dankbaar dat ek deel kan wees van hierdie gebedsbediening en maar dis ook net sê deeltyds ek nog my eie besigheid aan die gang op daai stadium en al die dinge weet maar, hoe nou? Maar die Here praat nie. Die Here praat nie. Ja. En ek kry swaar, want dit is warm. Ja. En kom bo op die berg en dis nou bo op die berg is, dis ek nou regtig gedaan. Maar dan sien jy so oor die horison van daar is die plekkie waar ons gaan oorbly vanaand. Dit so is meer ver nie. En ek sê vir die ander deellede stap vooruit. Ek bly agter. Weet ek kom. En ek haal my rugsak af. En dat hy net so agter toe dit net so 'n bietjie rus en ek kyk so uit oor die verte. En weet ek, maar so ek sê die hele pad, toe ons gery het soontoe van welkom maar Swellendam toe, het ek hierdie vrae vir die Here. En hierdie hele pad wat ek stap, die hele dag het ek hierdie vrae aan die Here het van, Here, waartoe is my lewe op pad? Wat wil jy met ek doen? Hoe het van? En ek sit daar en ek is moedeloos. Op 'n mooi manier sê. En die volgende oomblik hoor ek duidelik die stem wat vir my sê, my kind, ek moes 30 jaar oud word. Voor ek op die aarde begin beweeg het. Presies. Jy word môre 30 en dit is toe so. Ek word die volgende dag 30. Dit wil sê so hoekom wil jy nou al so? Ek moes wag tot 30 toe. Jou tyd gaan kom. Precies. Jou geleentheid gaan kom. Weet om te gaan vertel en te gaan getuig het van weet. Ja, nou is dit 23 plus jaar later al weet van, maar die Here gebruik my. Presies. En weet wat was nou nie so in sy tyd dalk dan weet in daai 3 jaar van myne is nou bietjie lank wat maak saak nie. Almal is verskillend van so daar's soveel goed insidente wat mense dan kan vashou en kan deel en kan sê, as mens terugkyk kan sê waarlik weet die Here was nog altyd daar as ek net gesê het weet uit mense kinderdae uit hoe ook al weet my ma's vroeg oorlede ook aan kanker toe ek 13 was weet of so en dit maak 'n impak op ou se lewe. So ek sê ek weet verseker of maar die Here vat jou deur hierdie goed dat jy kan aan die ander kant uitkom. Hy maal jou, hy skaaf jou, hy gebruik jou weer sodat jy vir iemand anders kan gaan bemoedig. Sodat jy nie net kan leefwoorde praat nie. Sodat jy nie daar staan en boeke kennis met iemand deel nie. Jy kan uit die hart uit praat. Jy kan kom vertel en kan kom sê. En so ek net gesê het van net so 'n bietjie uit Galasiërs 6 vers 9. Dit net aangehaal het van moenie moeg word nie. En ek en jy moet gaan kyk weet van wat maak ons moeg. Ons leef in 'n wêreld waar daar soveel dinge om ons is. Ons sê die WhatsApps, die e-posse, die oproepe, die alreeds wel goed wat maar gebeur van weer die TikTok, die Reels, die Instagrams. Ook al, ons wil tog bybly. Ons wil tog nie agter wees nie. Regtig, dan kry my kinders tog seuns wat ek het van weet wat 18 en 20 jaar oud is. Hulle wil hulle tog lekker lag vir hulle oupa wat nie al die goed ken nie. Sê ek, weet julle geleer loop? Weet julle geleer weet eet? So moenie vir my weet maar so die Here gee ons almal talente en gawes. Maar so ons moenie moeg word want met goed wat ons besig hou onnodig nie. So om regtig fokus om te kan sê, so iemand nou die dag die boodskap gee dalk, wow, sê waar, sê dalk moet ons as Christen nie altyd net sê weet nuwejaarsvoorneme nie. Want ons moet dit ook hê, ons moet beplan, ons moet van maar as Matteus 6:33 sê, maar soek eers die koninkryk van die Here. As ons by dit kan begin en daarby kan hou, sal die Here sorg dat die res van die goed in plek val soos hom behaag. Nie soos ek wil hê nie, nie soos ek in gedagte gehad het nie, maar dat ons voornemens het, maar hulle sê ons weet 'n voorneme hou net 17 dae lank.
So dit die statistiek nou glo bewys. Nou die 17de is nou ek dink Vrydag. Môre, dink is môre. Ja. Dink is môre. Ek dink is Saterdag. Is Saterdag. Ja, Saterdag is reg. So weet. So ons het nog 2 dae. 2 dae om te werk aan hy nuwejaarsvoornemens weet om die statistiek verkeerd te bewys. Maar ja, net om te sê, moenie moeg word nie. Want as jy wat maak ons moeg? Is dit mense, is dit omstandighede, is hoekom weet, waar wy ons tyd, waar gee ons regtig aandag? Amper sê mooi wil so steel ons tyd om by die Here stil te word. Presies. Om rustig te word. Dis om gesê van daai ek hou van praat en ek geniet dit te weet van mense te werk en te praat van, maar dan moet ek ook by daai punt kom as ek net sê dat ek dis 14 wat sê raak stil. Ja, weet die Here veg vir jou. Presies. Jy hoef nie altyd die veg te veg nie. Presies. Die Here veg daai veg vir jou. Ja. En dan moenie moeg word nie om goed te doen. Presies. Ja, weet jy, dan sê ek ook weet jy om te sê wat doen mens hoekom doen mens goed? Weet wil mens raak gesien word? Wil mens iets daardeur bereik? Weet van en dan weet ons ook partykeer dalk ons weet dit die woord uit en ervaring dan weet net om goeie werke te doen, gaan ons nie in die hemel bring nie. Presies. Dis noodsaaklik dat ek en jy goeie goed gaan doen. Ja. Die Here stuur daai persoon oor ons pad met 'n rede, weet van en 'n goeie goed kan as ek net nog sê ook net 'n glimlag wees. 'n handdruk wees. 'n vriendelike groet. Iets soos dit wat van wees. Dit kan 'n klein simpel dingetjie wees. Maar dit kan ook wees dan weet dat ons goeie goed in 'n ander sin ook doen, maar kom by die Here uit. Presies. Kom by die Here uit. Presies. Maak hom deel van jou lewe van sodat jy eers by die Here geanker is en dan kan al hierdie goed uitvloei van goeie goed wat jy wil doen van weet dan. En dan verder sê die vers van maar moenie verslap nie. Nou ek dink ook baie keer is dit terug nou om te sê as jy die voorreg al gehad het met anderster se motor wat gaan staan langs die pad om hom te sleep. Die tou. So ons moet sê van weet. Ja, die tou. Weet want as daai stuk tou nie gespan bly die heeltyd nie. En jy kom skielik by 'n verkeerslig en jy moet weer wegtrek. Man, is dit moeilikheid. As jy nie egalig mooi genoeg wegtrek, want breek daai tou af in die middel van die verkeerslig wat erg oor en weer beweeg goed van en dis chaos en die karre hoet en toet en mense wys vinger en gaan te keer van weet en dis die lewe ook. As ek en jy ons hoef nie gespan te wees nie, maar ons moet in plek bly. Ons moet van weet so in lyn bly. Weet want dat die Here vir ons vertel en dat ons sy stem hoor. Selfs ook weet van ek al baie keer gehoor ek weet van die ouens ook maar ook sê het van dat as jy mooi gaan kyk, baie ons wat hierdie fietswedrenne ook doen. Maak nie saak watter een ook dan weet, waar gebeur die meeste ongelukke amper of is na die wenstreep? Hulle is so gefokus die hele tyd tot by die wenstreep amper. En as dit daarna is, dan dis verby en ek is hier en is dankbaar en dan val hulle oor mekaar en hulle weet kry erger seer as wat hulle ooit op die pad gekry het. Op daai stukkie. So ek en jy moet so gefokus bly ook. Dat al voel ons het geraai, ons is oor die wenstreep. Weet van ons is nog nie daar nie, ons moet kan net weet van ons moet aanhou. Ons moet aanhou. Ons moet nie moeg word nie. Ons moet nie verslap nie. Want as jy verslap, is daar maar weet 'n kans. Maar dan as jy verslap ook is dalk altyd goed om vriende te hê. Wat jou kan omhoog hou. Wat jou kan deurdra. Van wie jy dalk goed gedoen het. En jy verwag dit nie terug nie. Maar nou kom hulle dalk en hulle kom help jou. Hulle kom hef jou op. Hulle kom staan saam met jou. En dan sê dit ook verder van weet sommer ook op die bestemde tyd. 'n bestemde tyd, ek moes mooi ek gaan om ervaar, maar gesê van want mense wil so graag baie keer, wanneer is jou bestemde tyd, wanneer is my bestemde tyd? Dis nie dieselfde nie. Nee. Wanneer is Eerste Rivier se bestemde tyd, maar dis ook dieselfde as Mitchells se nie. Presies. Dis nie dieselfde as Vishoek se nie. Presies. Dis nie dieselfde as Sanien se nie. Presies. Die Here werk oral, dit weet ons. Daaroor is dit twyfel. Ja, definitief. Maar hy werk op verskillende maniere, verskillende tye en so ek moenie jaloers raak op jou omdat dit nou jou bestemde tyd is. Omdat die Here jou nou seën heeltemal en ek gaan deur 'n moeilike tyd. Ek gaan deur beproewings. Ek gaan dan wees bly saam met jou vriend, saam met jou familie, saam met jou vyand. Jubel en juig saam met hom. As dit sy bestemde tyd of haar bestemde tyd is. Om net te kan sê, "Wow, ek weet die Here is in beheer." Ek weet die Here is in beheer. Presies. En op 'n bestemde tyd sal dit gebeur want ons die oes kan insamel, sê hy vers verder van en die oes is so noodsaaklik weet maar die oes verskil ook.
So ek altyd sê, man, as jy in die Vrystaat bly, dan is jy oes mielies en koring. Ja. As jy nou in die Suid-Kaap sê maar bly, dan is die oes dalk nou canola en of weet sagte vrugte dalk of sulke goed van hier in die Wes-Kaap se dalk nou meer druiwe of sulke goed. So die oes verskil van almal, van plek tot plek. Presies. Maar as 'n oes. Dis 'n oes. Maar hoe kyk ons na daai oes? Hoe samel ons daai oes in? En wanneer samel ons daai oes in? Belangrike goed dat ons moet onthou, dan weet weer eens van, want ons weet dit ook, baie keer ook weet van, sommige simpel dinge so in ons wêreld dan nou waar 'n druiwepreel dalk nog meer bekend is, hy moet partykeer gesnoei word. Nie partykeer hy moet elke jaar gesnoei word. En partykeer moet hy gebind word. En in lyn te kom. En weet van wat dalk nie vir die plant dalk lekker en maklik is nie, weet want dis ongemak, maar dis wat die Here wil hê. Selfs vir my en jou dan weet dat en ons moet kyk, daar wat het 'n plant nodig om te kan bly leef? Hy het sonlig en hy het kunsmis en hy het water en sulke goed nodig. Wat is ek en jy se sonlig? Laat maak dit ons groei. Wat is ek en jy se kunsmis? Waar gaan ek en jy se wortels in die grond in die geestelike wortels, in die wêreld in? Waar gaan kry ek en jy bemoediging om te kan sê, weet jy wat, ek gaan deur 'n moeilike tyd, maar ek by skool was ek nog steeds, ek was vroeër in die skool ook weet, in die onderwys ons van, en was dit my verse daar bo my klas gestaan het, nogtans, ja. Nogtans, ek vra die kinders, my kind, nogtans sal ons jubel. Want ek was 'n wiskunde onderwyser en so. Nogtans al voel jy vandag jy's nie lus vir wiskunde nie. Nogtans moet jy hierdie klas kom bywoon. Nogtans gaan die Here jou seën met insig en wysheid weet van weet en nogtans gaan jy hier uitstap en jy gaan jubel en juig. So ons almal moet 'n vers hê, ons almal moet 'n deel lees, almal moet 'n lees hê wat ons kan gebruik met om net te kan sê sonder om so ek sê 'n mok te maak, maar soos ek net gesê as mense kyk na jou, moet hulle kan sien sommer hoorie, wat is jou vers? Wat is jou lese? Wat leef jy uit daar buitekant? Nie om raak gesien te word nie. Alles behalwe. So ek net sê van bly bid sê Here maak my net minder. Here stroop my. Ek moet weet net kom sê gereeld ag Here kom, vat weg, asseblief het van my weet want mense asseblief net kan nie my woorde hoor nie, maar u woord kan hoor. Presies. En hart kan hoor dat mense moet omgee vir mekaar en kan sê waarlik dankie Here, weet so so dis nodig dat ons kan weet dat ons weet moet nie moeg word nie. Ons moet regtig weet aanhou weet om goed te doen. Weet vir mekaar. Ons moet nie verslap nie. Weet dan weet want daar's 'n bestemde tyd. Daai bestemde tyd is vir almal verskillend. En ons moet jubel en juig daaroor, maar ook dan daar gaan 'n oes wees. Daar gaan 'n oes wees. Definitief. Maak nie saak wat se oes, maak saak hoe groot, maak nie saak wat nie. Ja, partykeer kom 'n oes en dan sê druiwekorreltjie maar verrimpeld, hy't maar verdroog. En hy kan maar so 'n rosyntjie dalk of wat ook al, weet of sulke goed. Maar dit maak nie saak nie, ek en jy moet dankbaar nog steeds daaroor wees. Definitief. Ten spyte van. Nogtans. Gaan ek en jy jubel en juig. Ja, verseker so en mag dit vir almal 'n bemoediging wees om te kan sê vir my definitief dit spreek diep in my hart. Ek meen ek het daai verse so baie gelees, maar ek het dit ook nie gekyk soos jy dit nou vir my gee nie. Maar ek meen dit lig my gees op. Ek is geïnspireerd opnuut en ek vertrou dat ons luisteraars wat vanaand ingeskakel was, het ook nuwe inspirasie gevind. Dalk is hy iemand wat deur 'n mismoedige tyd gegaan het, maar onthou die Bybel sê, alhoewel die vrye boom nie sal bot nie, die wingerd geen vrug sal dra nie, die drag van die olyfboom te leefstyl, maar nogtans sal ek verbly in die Here. Verseker. En dis in die profeet Habakuk. Ek dink dis hoofstuk 2 of 3. Maar laat dit ons bemoediging wees dat ongeag wat ons deurgaan, nogtans moet ons verbly in die Here. Dries, ek sê vir jou baie dankie. Dit was 'n voorreg en 'n eer om jou op die program te hê. Ons kyk uit daarna om jou meer gereeld op die program te hê. Dankie Here, dankie. Ons glo dit was tot groot seën. So vir die van u wat sopas ingeskakel het wat nou die regstreekse uitsending gemis het, julle kan altyd die herhaling kry op ons Facebookblad Radio Eerste Rivier. Dis ook beskikbaar op ons YouTube kanaal Radio Eerste Rivier en jy kan ook luister na dit as 'n podcast op ons webtuiste www.radioeersterivier.co.za. Mag Here almal seën, kom ons sluit net die oë vir 'n woord van gebed.
Hemelse Vader, ons dankie vir hierdie wonderlike voorreg wat U ons geskenk het. Dankie vir die gas in die ateljee vanaand wat soveel woord vir ons kan gebring het. Ons siele is gestig en gevoed en ons sê net vir U dankie. Die lof en eer kom in U toe. Ons bid Here dat U U hand op hom sal hou en dat U hom sal voorspoed gee in die werk wat U vir U doen en die siele wat U nog verder moet bereik. Dankie Here dat as U vir hom is, wie kan teen hom wees? En dankie Here, soos die woord ook gesê het, laat ons stil wees want U stry vir ons. Seën een en elke luisteraar wat vanaand ingeskakel was, seën ons radiostasie en wees dit met ons Here. Solank U met ons is, kan ons enige plek gaan. Ons gee U die lof, die eer en die aanbidding wat U toekom in Jesus naam. Amen. Baie dankie weer eens aan al ons luisteraars wat ingeskakel was. Mag die Here julle ryklik seën. So van my kant af, Elma, ek sal julle weer sien Sondagoggend 6uur. As die Here wil sal Dries weer iewers in die toekoms saam met ons wees. Daar's baie werk vir hom te doen in die veld. So mag die Here een en elkeen seën. So ons gaan nou afgaan van die lig af. Ons sal weer luister na Clemens Mans vol lof en dankbaarheid en ons sien dan tot 'n volgende keer. God seën julle en hê 'n wonderlike aand. Amen. More music. The biggest variety. On your number one radio station. Radio Easter. Skyn die dagster helder vir my in die liefde van my Jesus, van al my sonde maak hy my vry in die liefde van my Jesus, vol lof en dankbaarheid kan ek sing, geestelik gebore koning se kind, sy erfgenaam my loflied weer klank, so gelukkig in my Jesus. Hy is my verlosser, ek is sy kind, in die liefde van my Jesus, deur sy genade aan hom gebind, in die liefde van my Jesus, vol lof en dankbaarheid kan ek sing, geestelik gebore koning se kind.